Goeiemôre. Baie welkom. Ons is so bly jy is saam met ons vanoggend hier. Ons wil ook spesiaal welkom sê vir Hailey en vir Simonai en familie wat vanoggend gedoop word en ook welkom aan hulle familie, hulle ouers en ook hulle vriende. Ons is so bly julle is saam met ons hier vanoggend. As ons kyk na die afkondigings, dan wil ons net baie geluk sê aan Tannie Marlene Botha wat hierdie week 83 word en dan ook om Alfie de Pisani wat 84 word, ook in hierdie week wat kom. En dan Takika is weer hier die 20ste tot die 22ste November, weer selfde tyd, selfde plek, R450 en jy kan inskrywingsvorm skryf by Laerskool Giel en ook by die kerkkantoor en ons vra asseblief dat jy die inskrywingsvorm sal terugbring kerkkantoor toe. As jy dit kom ingee, asseblief. Dan gee ons ook die familiebybel oor, van gesin tot gesin, so kan ek asseblief vra dat Eva, Jeanette, Jessica en Lisa Totoy asseblief sal vorentoe kom en ook Tasha, Kesley, Janita en George. Dan die vers wat die Totoys gekies het, kom ons lees om 'n hardop saam, daar vanoggend 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18. Julle moet altyd bly wees, julle moenie ophou bid nie, julle moet altyd dankbaar wees, en dit maak nie saak wat gebeur nie, dit is wat God wil hê julle moet doen, omdat julle in Christus Jesus glo. Baie dankie, julle kan hom aanraak. Ons steek ook vanoggend die kers aan soos elke ander Sondag en ons sê dat die Here Jesus Christus, die koning van die wêreld, is ook hier saam met ons vanoggend. Ek gaan gou geleentheid gee, ek sien hier is nog 'n paar kinders. Daar is kinderkerk hierbo, so ek gaan gou geleentheid gee as daar nog van die kinders is wat wil uitgaan, dan is julle welkom om so te doen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, wanneer ons op die koue Sondagoggend in die huis by mekaar kan kom, Here, dan kan ons net een ding wees en dit is dankbaar, dat die God wat die weer so bepaal, wat die skepping so na ons sien, is dieselfde God wat na elkeen van ons kyk. Here, dankie daarvoor. En Here, maak ons harte dankbaar dat ons dit elke dag nie sal miskyk nie, maar dat ons dit ook sal raak sien. Here, dankie ook vir die voorreg om vanoggend 3 baba dogtertjies te doop. Here, toe U opgevaar het hemel toe, het U vir die disippels gesê, julle moet gaan en julle moet gaan doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En Here, dankie vir die voorreg wat ons vanoggend het om dit weer 'n keer te kan doen. Here, dankie ook dat hulle kan deel raak van U kerk en van U gemeente. En dankie dat U hulle geroep het, Here, nog voordat hulle gebore is. Dankie dat ons vanoggend by mekaar kan wees. Here, en mag die Heilige Gees in elkeen van ons harte werk. Here, dat ons sal hoor wat jy uit U woord uit vanoggend met ons wil kom deel. Ons bid dit in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Nou, wanneer jy in 'n stad ry, jy sal dit nou nie in Somerset sien nie, dan moet jy by 'n verkeerslig stop as die lig rooi skaal. 'n Verkeerslig sê vir ons iets. Hy gee vir ons 'n boodskap. Wanneer jy die rooi lig sien, dan moet jy stop. Wanneer jy groen lig sien, mag jy ry. En oppas vir die oranje lig, oppas voor jy ry.
Nou, net so robot of 'n verkeerslig, antwoord God ons ook op presies dieselfde manier wanneer ons vir hom iets vra. Wanneer ons bid en vir hom iets vra, antwoord hy ons op partykeer met 'n rooi lig, met 'n oranje lig, met 'n groen lig. Wanneer ons dalk 'n rooi lig kry, wanneer ons bid, dan is die Here se antwoord nee. Ek dink nie dit is goed vir jou nie. Wanneer ons 'n groen lig kry, dan sê die Here ja, hy beantwoord jou gebed en jy kry die groen lig. Dit is wat hy tog vir jou wil hê. Maar wanneer jy 'n oranje lig kry, dan sê die Here baie keer vir ons nog nie nou nie. Ek wil dalk nog eers vir jou iets leer of ek wil dalk nog eers vir jou iets wys. En ek dink hierdie oranje lig is dalk die moeilikste lig wat ons kan kry wanneer ons bid. Want geduld is ook nie altyd so maklik wanneer jy so graag iets wil hê nie. Nou jy het seker al gehoor dat mense sê, maar wanneer daar iets slegs gebeur, ek is so kwaad vir die Here. Ek is so frustreerd dat ek hierdie oranje lig moet kry. En ek dink die jaar 2020 was vir ons 'n baie goeie voorbeeld van hierdie oranje lig wat ons gekry het in die wêreld. Wanneer die Here gekom het en wanneer ons sê ons is 'n Christen en ons glo dat die Here in beheer is, dan is dit uit en uit hy wat besluit het, die wêreld moet 'n bietjie kom stil staan. Daar moet ons net weer ons fokus verskuif, daar moet ons net weer herfokus. En ons het hierdie jaar die oranje lig gekry en die Here het vir ons gesê, maar ek wil vir jou iets leer en ek wil vir jou iets kom wys. Al was dit nie eintlik so gerieflik vir enige een van ons nie. Sadie Robertson praat van don't waste the waiting. Sy praat van moenie die wag mors nie. En jy het ook al gehoor mense sê, dalk is jy daar in jou eie lewe, dalk pas jy al daar in jou eie lewe, in 'n seisoen van wag. Dat jy moet wag op iets, of dat jy ook moet wag op die Here vir 'n antwoord vir iets waarvoor jy dalk al so lank vra. En ek onthou, op skool het ek altyd vir my ouers gesê, die tiener wat mos nou maar is, het ek altyd vir hulle gesê, ek kan nie wag om uit die skool uit te gaan nie. Die skool voel vir my, dis net daai laaste hekkie wat ek moet oorkom, voordat ek nou eintlik regtig kan gaan lewe, voordat ek nou uit die huis uit is, en voordat ek nou vry is. Dis net daai laaste ding. En wanneer ek terugdink, dan was dit dalk 'n tyd wat jy so ongewens het. Jy wil net hê, dit moet verbygaan, sodat jy eintlik regtig kan gaan lewe. Maar dan mis mens eintlik 'n groot deel van daai tyd wat belangrik is in daai tyd wat jou vorm. Sadie Robertson sê, don't waste the waiting. En om eerlik met dit wees, die virus het vir my ook dalk so gevoel. Nou moet ons wag, ons kan nie kerk toe kom nie, ons kan nie skool toe gaan nie. Waarvoor sit ons en wag? Kan nou regtig iets goeds uitkom? En die virus is nou maar net een voorbeeld, dink aan jou eie lewe. Kere wat jy al vir Here iets gevra het en jy kry net nie daai groen lig nie. Maak nie saak hoe mooi jy vra, hoe hard jy vra. En ons gaan vanoggend saam lees uit 2 Kronieke 7 vers 1 tot 3 en dan weer van vers 6 tot vers 12. Nou 2 Kronieke verduidelik bietjie iets vir ons van Salomo se lewe. In 1 Kronieke, Salomo se pa koning Dawid is toe dood en Salomo moes toe oorvat en hy moes die Israeliete lei. En Salomo is nou die koning van Israel en hy bou toe 'n tempel en hy vra vir God, waarvoor Salomo so bekend is in die Bybel, vir wysheid. Here, gee my wysheid vir hierdie tempel, vir u tempel, wat ons nou weer gaan moet kry. En net voor hy die tempel oopmaak, bid Salomo vir die tempel. En kom ons lees hoe dit gebeur het. Vers 1, toe Salomo klaar gebid het daar vuur uit die hemel gekom, en die brandoffers en ander diereoffers verteer, en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tempel gevul. En die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan nie.
so het sy magtige teenwoordigheid sy huis gevul. En toe al die Israeliete sien dat die vuur en die magtige teenwoordigheid van die Here op die tempel afkom, het hulle op die plaveisel gekniel. Hulle het in eerbetoon gebuig en die Here geloof, want hy is goed en aan sy liefde is daar geen einde nie. En dan van vers 6 af, die priesters het op hulle poste gestaan en ook so die leviete, die instrumente vir die lied, tot eer van die Here. En koning Dawid het die instrumente laat maak om die Here te loof, en aan sy liefde is daar geen einde nie. En so was die lofsang van Dawid in die leviete se hande. En reg oor hulle het die priesters die trompette geblaas, en die hele Israel het daar gestaan. En Salomo het die middelgedeelte van die voorhof, wat reg voor die huis van die Here is, gewy. Want dit is waar die brandoffers en die vetgedeeltes van die maaltydoffers verbrand het. Op die bronsaltaar wat hy gemaak het, was daar nie plek vir die brandoffers en die graanoffers en die vetgedeeltes nie. En Salomo en die hele Israel saam met hom, wat gekom het uit die land van Lebo-Hamat tot by Egipte stryd, 'n baie groot menigte, het destyds 7 dae lank fees gehou. En op die 8ste dag, na die inwyding van die altaar, wat 7 dae lank gevier is, het hulle 'n feestelike byeenkoms gehou. Die hittefees daarna het ook nog 7 dae geduur. En eers op die 23ste van die 7de maand het Salomo die volk terug laat gaan huis toe, bly en gelukkig oor die goeie dinge wat die Here gedoen het aan Dawid, Salomo en sy volk Israel. En so het Salomo dan die huis van die Here en die koninklike paleis voltooi, en alles wat Salomo onderneem het aan die huis van die Here en aan sy eie paleis is voorspoedig afgehandel. En dan kom ons by vers 12 wat sê, daarna verskyn die Here eendag aan Salomo en sê vir hom, ek het jou gebed verhoor en hierdie plek vir my gekies as die plek waar daar vir my offerandes gebring kan word. Ek lees net weer die eerste gedeelte. Daarna verskyn die Here eendag aan Salomo en sê vir hom, ek het jou gebed verhoor en ek het hierdie plek vir my gekies. Ons lees net tot sover. In vers 6 tot 12 het die Israeliete partytjie gehou. Hulle het fees gevier sonder dat die Here eintlik nog iets op Salomo se gebed kom antwoord het. Nou ek weet nie van jou nie, ek is lief vir 'n lekker partytjie. Ek dink daar is 'n mens in hierdie wêreld wat nie lief is vir 'n lekker partytjie nie, wat nie lief is daarvoor om fees te vier nie. Nou wanneer onthou ons 'n partytjie of wanneer vier ons fees? Wanneer iets goeds gebeur. Ons vier fees wanneer dit goed gaan met ons. In vandag se tyd is daar baie voorbeelde hoe ons partytjie hou en hoe ons fees vier. Maar ons hou partytjie omdat ons die goeie wil vier. Nou het jy al ooit 'n partytjie gehou wanneer dit nie so goed gaan met jou nie? Het jy al ooit fees gevier en vir die Here dankie gesê wanneer dinge eintlik maar sleg is? En daar kan ons vanoggend by die Israeliete kom leer. Hulle het vir 2 weke lank het hulle fees gevier, sonder dat die Here vir hulle die groen lig gegee het. Sonder dat die Here in vers 12 gekom het en gesê het, maar ek beantwoord jou gebed. Dit is my plek en dit is my tempel. En baie keer vir ons voel dit vir ons vers 12 wil net nie kom nie. Die Here wil net nie ons gebed beantwoord nie. En dan vier ons die fees nie. Dan is ons nie bly oor dit wat hy vir ons sê nie. En dan hou ons weer die partytjie nie. So ek wil vanoggend vir jou vra, hoe lyk dit om soos die Israeliete fees te vier, net omdat God teenwoordig is? Net omdat jy sê, jy is 'n gelowige. Al gaan dit sleg, al is hierdie wêreld nie altyd goed nie, al is die dinge van hierdie wêreld nie altyd saam met jou nie. Hoe lyk dit om fees te vier soos die Israeliete, net in God se teenwoordigheid? Want dit was vir hulle goed genoeg. Ons kan baie by hulle leer oor hierdie partytjie hou, oor hierdie fees vier in God se teenwoordigheid. En vanoggend wil ek graag 3 dinge met jou deel. Wat kan ons doen
om fees te vier, net in God se teenwoordigheid. Wat kan ons doen in hierdie tye wat ons voel, ons net moet sit en wag, maar God nie wil uitkoms gee nie? Die eerste ding is fokus op die verhouding. Nou, wanneer ek byvoorbeeld in 'n verhouding is met iemand, en ek vra vir die persoon 'n vraag, en die persoon gee eintlik sommer net vir my so stupid antwoord, of so halwe kort af antwoord, gaan ek nie baie opgedruk wees met daai persoon nie. Die verhouding gaan nie eintlik so goed wees nie. En ek gaan sukkel om die vrymoedigheid te hê om weer vir daai persoon dieselfde ding te vra. Never mind enigiets anders, ek gaan sukkel om weer daai persoon te vertrou. Maar wanneer ek vir iemand iets vra, met wie ek graag in 'n verhouding wil wees, en hulle gee vir my 'n mooi antwoord, of 'n goeie antwoord, of 'n weldeurdagte antwoord, dan gaan die verhouding ons goed wees. En baie keer werk ons so met die Here, soos dat ons met mense werk. Wanneer ons vir hom iets vra, en die antwoord is nie altyd dit wat ons wil hoor nie, dan lei die verhouding ook baie keer onder. Dan is ons kwaad vir die Here. Dan is ons baie keer frustreerd, omdat hy hierdie goed met ons laat gebeur. Want ons is mos sy kinders, en ons doen mos dit wat van ons verwag word, en dit wat van ons gevra word. Maar dit werk nie so nie. Hoekom wil ons met God so maak? Wie het vir ons die reg gegee om so met God te maak? En ek gaan nou 'n bietjie meer iets sê oor die beloftes wat hy vir ons gee in die Bybel. Maar nêrens beloof God vir ons dat dit net met ons gaan goed gaan in hierdie wêreld nie. Nêrens beloof hy vir ons dat dit net gaan goed gaan met jou boerdery nie. Nêrens beloof hy vir jou dat jy net 90% gaan kry vir al jou eksamens nie. Maar die beloftes wat hy wel vir ons gegee het, wat veel groter is as dit, vat ons nie net vir ons, soos wat hy dit vir ons bedoel het nie. Die tweede ding wat ons gaan doen, wanneer ons in hierdie wagperiode is, wanneer ons in hierdie wagseisoen is ons moet nie vergeet wat ons al reeds het nie. Nou, daar is 'n groot verskil tussen om iets te weet en om iets te besef. Baie van ons, hulle sê ons lewe in die tyd van kennis. Kennis is vir ons almal vrylik beskikbaar. Jy hoef nie te wonder oor iets nie. Jy kan dit net gaan soek. Nou, om iets te weet en om iets te besef is twee verskillende goed. Kom ons vat 'n voorbeeld, Johannes 3 vers 16. Ons almal weet so goed waarop staan. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar ewige lewe sal hê. Wanneer jy Jesus Christus aanneem as jou verlosser, dan is dit amper een van die eerste goed wat jy weet. Johannes 3 vers 16, die wêreld so lief gehad, jy kan het eintlik ons so uit jou kop uit opsê. En ons weet dit, maar besef ons dit, en leef ons binne in dit. Leef ons met daai verwagting, 'n ewigheidsverwagting, of is ons so vasgevang in dit wat ons nou is, en daar waar ons nou moet wag. Nog 'n voorbeeld, Romeine, niks kan ons skei van die liefde van Jesus nie. Carolus en Lente se liedjie, ja, niks kan ons skei van die liefde van Jesus nie. En ons weet dit. Maar besef ons dit regtig en leef ons regtig elke dag binne in dit. En dit is die beloftes dat God vir ons in die Bybel gee, waar ons moet vashou. En dan die derde ding, hulle sê ons dis lekker om 'n mens te wees, maar dan moet jy ook net 'n lekker mens wees. Die wag is eintlik lekker. Hebreërs 11 vers 1 sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien, die antwoorde wat ons nog nie het nie, die vers 12 wat ons nog nie gehoor het nie. Die wag is nie 'n straf, soos wat ons partykeer vir onsself laat glo nie. Hoekom is ons hier? Ek dink elke oggend wanneer ons ons oë oopmaak, moet ons dalk dit vir onsself afvra. Hoekom is ons hier? Ons is hier vir een doel, en dit is sodat God ons kan gebruik, en dat God ons kan stuur.
Al is dit al plekke toe, want jy nie noodwendig wil gaan nie. En dan moet ons ook die mindset aanneem, dat om 'n gelowige te wees, en om in geloof te leef, nie net goed genoeg is nie. Om in geloof te leef, is die beste ding wat met jou kan gebeur. As ek eerlik moet wees vanoggend, dan voel dit partykeer vir my, of die kerk 'n plek geword het, waar ons voel, ons moet God se reputasie beskerm. Ons mag nie foute maak in die kerk nie, en die mense wat van buite af kyk, moet tog net nie sien, dat hier iets verkeerd is nie. En ek dink dis ons groot geword het, ook in die kerk. En ons niks meer verkeerd om te streef om die beste te wees nie. Ons is Christene en ons moet vir mense wys hoe Jesus lyk daar buite. Maar een ding weer wat verseker en dit is dat ons nie God se reputasie hoef te beskerm nie. Hy is heilig en hy is bo alles. En hierdie kerk is hier vir stikkende mense soos ek en jy. Stikkende mense wat ongeduldig raak in die wag, wat nie die uitkoms sien nie. God is heilig en hy is bo alles. En ons foute, dis hoekom die kerk hier is. Dit is 'n hospitaal vir siek mense, soos hulle sê. Dit is nie 'n plek vir perfekte mense nie. En dan het niemand van ons hier gesit vanoggend nie. 1 Tessalonisense sê Paulus, bou mekaar op, help mekaar. En dit skryf hy vir die gemeente, bou mekaar op en help mekaar. En wanneer jy dit gaan lees, dan skryf hy dit so, asof die gemeente dit al reeds doen. Hy kom herinner hulle eintlik net, bou mekaar op en help mekaar, want dit is wat die kerk veronderstel is om te doen. So ek dink die vraag wat elkeen van ons in ons harte vanoggend kan vra, is as Paulus vir ons gemeente 'n brief geskryf het, en hy skryf, bou mekaar op, help mekaar, leef ons binne dit, en doen ons dit. Dis 'n vraag wat ons kan vra. En dit is tog God se hart vir sy kerk, nee? Help mekaar, bou mekaar op. En wanneer ons hierdie 3 dogtertjies ook doop vanoggend, dan het elkeen van ons ook 'n verantwoordelikheid om hulle op te bou, om hulle te help, om hulle te leer saam met hulle ouers, en om ook vir hulle 'n voorbeeld te wees in die gemeente wat God aan ons toevertrou het. God is waardig om aanbid te word. Of ons nou baie keer 'n rooi lig kry, of ons nou baie keer 'n groen lig kry, en of ons baie keer 'n oranje lig kry, is hy waardig om aanbid te word. En dan kan ek vra dat die doopouers asseblief vir ons al vorentoe kom. Saam met dit kan julle sommer die babatjies, die dogtertjies ook vir ons inbring. Ons vra vir Stefanie, en dan vra ons ook vir ouma Lisbeth en boeties Daniel en Stefan, en dan ook vir ouma Tersha. Wanneer ons hierdie babatjies doop vanoggend, dan weet hulle nie eers dat hulle in sonde in die wêreld gekom het nie. Maar dit is hoekom hulle hier is vanoggend. Want God kom na hulle toe. En hy
sê vir hulle, ek het julle skoon gewas aan die kruis, en julle is nou myne. Dan hou ek ook nou graag die doopgelofte aan die doopouers en aan die gemeente voor. Geliefdes in Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan Hailey, Millie en Simonai skenk, en om te bevestig dat dit die rede is vir hulle doop, en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie, moet julle asseblief nou op die volgende vrae beantwoord. Bely julle dat ons almal as sondaars, ook ek en jy, slegs deur Christus aan God behoort, en aanvaar julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament en die artikels van die Christelike geloof die ware en die volkome leer van verlossing is, en beloof julle dat julle vir Hailey en vir Millie en vir Simonai sal onderrig en laat onderrig in die woord van God. Wat is julle antwoord hierop? Raak ons aan my? Skap en Ade, Paul en Julie. Julle kan sommer vir my hier ontstaan, julle kan vir die gemeente kyk. En dan, ja, Hailey is eerste, en dan Simonai, en dan Renke. Hailey Elsa de Villiers, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Simonai Elisabeth Jong, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Nelenka Marie Jordaan, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Julle kan nie voor staan. Ons gaan nou ook 'n seën speel, en ek sal graag wil hê die gemeente moet opstaan, en as jy die vrymoedigheid het, steek jou hande ook uit na hierdie kinders toe, en dan seën ons hulle ook. Kom ons staan.
Kan ek asseblief vra vir die mense wat vir die Bybels en die kersies gaan behandig om vorentoe te kom? Ook in die tyd, wanneer ons wag op die Here, wanneer ons wag vir sy belofte, wanneer ons wag op die ewige lewe, moet ons nie maak asof ons niks het nie. Want eintlik het ons al reeds alles. Ons weet nie wanneer ons vers 12 gaan kom nie. En partykeer raak mense raad op langs die pad. Maar vanoggend, wanneer ons weer God se belofte vir elkeen van ons, oor elkeen van ons se lewens sien, dan is dit ook die wag, die moeite werd. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Vader, leer ons om te besef, al weet ons dit, maar werklik te besef, dat U beloftes vir elkeen van ons, so ook vir Heilie en vir Simonai en familie, meer as genoeg is en meer as wat ons nodig het. Here, dankie dat U dit so vrylik vir elkeen van ons gee. Here, dankie dat ons net ons hand so voor ons kan uitsteek en dit net vir ons kan vat. Here, ons hoef niks eers te doen om dit te verdien nie. Jesus, dankie dat U genade vir elkeen van ons so groot is, groter as wat ons ooit sal besef. En Heilige Gees, stap asseblief elke dag saam met ons die pad. En leer ons om in 'n verhouding met U te leef. 'n Verhouding met rooi ligte en oranje ligte en groen ligte, maar 'n verhouding wat die moeite werd is. Vergeef asseblief al ons sondes, Vader, dat ons nie eers weet wat ons doen nie. En Here, wees asseblief met elkeen van ons, ook in hierdie week. En mag ons regtig daar buite gaan doen, wat U van elkeen van ons vra. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Kom ons staan vir die slotlied.
ontvang ook dan uit die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ook dan met jou en jou familie wees.